begin toe. In Genesis sê die Here vir Adam, ek gaan vir jou 'n helper maak. Let wel, God sê nie, ek gaan vir jou 'n lover gee nie. Hy sê, ek gaan vir jou 'n helper gee. Die probleem by jou vroue is, you want to be a lover instead of a helper. Kom jy agter, jy het nie nodig om 'n vrou te leer om lief te hê nie. 'n Vrou kom gebore klaar met liefde in haar in. Maar ons as manne moet toch geremind word, manne, wees lief vir julle vroue. Maar 'n vrou word gebore met die kapasiteit om lief te hê. So jou assignment is die van 'n helper. Die woordjie helper in Hebreëus praat van 'n paar dinge. En een van die goede waarvan 'n helper praat, en elke vrou moet dit verstaan, dit praat van military intervention. So according to die Here, is een vrou alleen 'n hele army. En u moet vanoggend verstaan, u is 'n army op u eie. Die army word ingeroep om situasies te stabiliseer. U assignment as 'n vrou is om dinge te stabiliseer in die huis, in die gemeenskap en in die land, want jy's 'n army op jouself. Die challenge vir u as 'n vrou is om nie oorlog te maak in jou man se lewe nie, maar om oorlog te stop in sy lewe. En baie vroue maak oorlog vir hulle manne, maar hulle verstaan nie, as 'n helper is jy veronderstel om oorlog te stop in sy lewe. Mag die ware helpers opstaan vandag en sê, ek is 'n army op myself. Ek voel die krag van die Here. Ek is 'n army op myself. Glory be to God. En niks sal in my huis kom terwyl ek daar is nie. Geen duiwel sal my kinders kry terwyl ek in die ronde is nie. Want ek is 'n army op my. Sien ons moet eers deel met die fondasie van vrou wees. Maar hoor wat sê nou, I will make a helper complementary, bishop. Nou, dis heavy. Ek praat in my boek oor. Iemand sê complementary. Die woordjie complementary, die Amplified sê, I will make him a helper, dan say the Amplified, one that is suitable and complementary. Complementary beteken to enhance the quality of the other. Enhance beteken to further develop the quality. My sister kan ek skok vandag. Die moment 'n man met u trou, kan hy nooit weer dieselfde wees nie. Because daar is 'n grace op jou om hom te verander, sy kwaliteit te verander en sy waarde te verander. As jou man slegter af is nadat hy met jou getrou het, is die fout nie by sy man nie, die fout lê by die vrou. Iemand gee my prys in die plek, want 'n ware vrou, die moment sy met 'n man trou, vat sy om waarde na 'n ander vlak toe. Hy word 'n Peterman op alle vlakke. Ek sien 'n paar van sulke vroue in die plek wat verstaan jou as sy. Die probleem is, ons sê vir ons dogters, kry 'n man wat agter jou kan kyk. Nee, change it. Ek sê vir my seun, kry 'n vrou wat jou verder kan vat. Iemand het God te prys in die plek. Kry 'n vrou wat jou verder kan vat.
Is hier 'n paar vroue wat hulle assignment verstaan? Toen my vrou my ontmoet, was ek 'n broke Bybelskoolstudent by Sarepta broke. Toe sy instap, toe verander my klere drag. Toe verander alles. Ek voel die krag van die Here, because sy verstaan, my rol in die man se lewe is om sy kwaliteit en sy waarde te verander. As jou man nie verander nie, is hy sy skuld hier. Is hier 'n paar vroue in die plek wat my hoor vandag? Ons moet deel met die fondasie. Maar complimentary, Bishop Prince praat ook van hom op te lig. My suster, kom ek skok jou. Jy kan nie jou pastoor meer oplig as wat jou man oplig. Ek wens ek kan amen net daar gekry het. Jou job is om jou man te elevate en jou man op te lig. Al kan hy nie lekker bid nie, sê vir hom, jy is die hoof van die huise. Al dien hy nie die Here nie, jy is die hoof van die huise. Ja. Kom, ek gaan maar terug Kaap toe. Kom, ek gaan terug Kaap toe. Ek sê, enige ware vrou verstaan, my job is om my man te elevate. Glory be to God. Wanneer laas het jou man opgelig, opgetel, gesê ek waardeer jou, ek is lief vir jou, jy beteken baie vir ons. Daar is die assignment van 'n vrou. Ja, ek Bishop, ja, ek 'n paar vroue hierso. Die Here deel saam met my 'n ding, en toe sê die broers in die kerk, asseblief praat. Ek sê, ek gaan nie oor die ding praat nie, because die vroue gaan upset is vir my. Hulle sê my moet hy sê, ek gaan nie, maar ek gaan dit net vir julle los. Die Here wys my, Bishop Prince, baie manne is diep ongelukkig getroud. Want iemand by die huis sit op sy kop, iemand controle hom, iemand domineer hom, en die man is soos 'n gevangene. Maar ek soek 'n vrou wat sê, Here, help tog vir my vandag. Ek sal voor die Here nie so kan aangaan nie. Nou raak het hom stil in die plek. Moenie jy game weggee nie, wees dit bly, gee net die Here prys, moenie jy game weggee nie. Ek sien, help ek iemand? Kom, ek gee my 5 minute. Nou, so ons gedeel met die helper Iso. Jy is eers 'n helper, dan 'n lover. Nommer 2, hoekom maak hy die vrou uit die rib uit? Kan ek deel saam met dit? Die rib is een van die minbene wat kan teruggroei nadat hy seer gekry het. Daar's iets omtrent 'n vrou. Sy kan deur divorce kom. Sy kan deur separation kom. Sy kan deur pyn kom, maar sy groei net weer terug. Is hier 'n paar vroue wat teruggegroei het en hulle weet nie wat met jou aangaan nie. Jy's gemaak uit die rib uit wat kan. Glory be to God. Jy kom deur abuse, maar hy staan jy nog. Jy kom deur egskeiding, maar hy staan jy nog. Jy kom deur separation. Want jy is gemaak van materiaal wat weer kan. Dis onmoontlik om 'n vrou te vernietig. Jy kan nie. Sy kan swaar kry, sy staan net weer op. Ek voel die krag van die Here. Sy kan niks hê nie. Is hier 'n paar vroue wat uit die rib uitgemaak is, wat God 'n prys wil gee. Mag jy teruggroei vandag. Mag jy teruggroei vandag na jou pyn, na jou seer, na jou teleurstelling. Sê vir 'n vrou, groei terug. Hulle het gedink het
wat gaan jy onderkry? Groei terug. Hulle het gedink ek gaan jou klaarmaak. Groei terug. Hulle het gedink jy gaan sit op 'n hoopie. Groei. Thomas, ek moet nog aan die pad is lank. Nog 'n minuut. Maar die rib beskerm ook die hart en die longe. Enige ware vrou beskerm 'n man se hart. Ek voel die krag van die Here. Jy weet wanneer dit nie lekker is nie, wanneer dit nie lekker voel nie, jy beskerm hom. Ja. Dis hoekom ek het 'n hele hoofstuk geskryf net om Jezebel. Almal dink sy is 'n slegte vrou, maar Jezebel wys my hoe kyk jy agter jou man. Sy vra vir haar papi, wat is verkeerd saam met jou? Jy lyk mos nie lekker nie. 'n Ware vrou beskerm die hart van haar. Maar nommer 2, die rib beskerm die longe wat deel met die asemhaling. Ai, moet ek dit nou weer sê? Gaan julle lief is vir my. Moenie jou man so versmoor nie. Laat jou man 'n bietjie asemhaal. Waar is jy? Jy wees saam met die broers. Wanneer kom jy huis toe? Nee, laat jou man 'n bietjie asemhaal. Ek voel die krag van die Here. Laat jou man 'n bietjie asemhaal. Hou op so op sy keuses. Arme man is al bang om uit te gaan. Hy bly soms op die foon. Nee man, laat jou man 'n bietjie. Wie hoor die woord van die Here vanmiddag? My suster, gee jou man 'n bietjie space. Moenie jou man versmoor nie. Kan ek gou net saam met die ding deel voor ek gaan? Ja, ek het 'n hele Bishop, in my nuwe boek praat ek oor 'n belangrike ding. Ek wil hom net los vir 'n minuut en dan nog 'n minuut. Ek praat oor die pastoor se vrou. Kan ek gou 'n bietjie sound toe gaan? Hoe raak julle nou so stil? Ek skryf 'n hele ding net oor die pastoor se vrou. En ek skryf Bishop en ek noem die ding wanneer jy getroud is met 'n man wat geroep is different. Hy roep vir Abraham, Sarah gaan saam. Wat jy moet verstaan, Sarah het nie die stem gehoor nie, maar sy was bereid. Al het sy nie die stem gehoor nie, maar sy glo aan haar man dat hy die stem gehoor. Nou gaan dit rof raak hierso. Dit is my probleem in die kerk. Die pastoor se vrou betaal dieselfde prys, maar haar beloning kom teen afslag. Sy betaal dieselfde prys, indien nie nog 'n groter prysie, maar sy kry net die oorskietsels. Maar dit stop vandag. Ons gaan ons pastore se vroue begin te eer in Appington. Ek wens ek kan 'n prys kry in die plekke. Ons gaan hulle oplig soos nooit tevore. Daai! Vir jare het my vrou gewerk en die pot aan die kook gehou. Kom nou, baie pastore se vroue doen dit en daai net om die pot aan die kook te hou. Hulle betaal dieselfde prys, maar hulle kry nie dieselfde respek nie, dieselfde erkenning nie, maar die Here het my gestuur om die goede reg te maak. Iemand gee my prys in die plek. Iemand sê maak dit reg, maak dit reg. Hier is die ander ding. Hier is die ander ding. Kan ek 'n minuut kry? Ek gaan ons Kaap toe ry. Kan ek 'n minuut kry? Die Here wys my Bishop die volgende. Elke pastoor se vrou verstaan die volgende. Sy is geroep
vir die een wat God geroep het. Haar roeping is tot hom wie God geroep het. Moenie van haar verwag om te preek, te profeteer nie. Sy is geroep vir die een wie God geroep het. Sy bedien hom, dat hy kan sterk staan. Ek voel die krag van die Here. Sy bedien hom, dat hy kan profeteer. Hey, iemand beter my keer in die plekke. Hulle vra vir my, hoekom preek jou vrou nie? Sy het in 'n stryd gesê, hy raas te hard. Ek preek vir hom. Ek verstaan my roeping. Ek is geroep tot hom. Dis hoekom, pastoor vroue, jy kan nie 'n kompetisie met jou man as jy man. Jy's geroep vir hom. Jy wil beter preek. Jy wil beter profeteer. Jy's geroep vir jou man. Halleluja. 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 Doen jy jou job, dan sal God om meer. Doen jy jou job, dan gaan die kerk vorentoe. Help ek iemand? So die pastoor se vrou is geroep tot die een wie God geroep het. Klaar. Daar is haar job. Niks maak haar gelukkig as die man net gesond is. Is dit die waarheid? Niks maak haar gelukkig as die man net gesond is. Ware pastoors vroeger sien, die man word uitgesond. Die man is so right. Daai is nog die regte stok. Maar hier kom die waarskuwing. Kan ek hom gee, Bies? Ek het 'n hele boek oor die geskryf. Ek wil net oor die ding praat. Dan moet ek gaan. Kan ek oor die ding praat? Abraham sê vir Abimelech, sy is my suster. Pastore, hulle gaan ons 'n vroue treat na gelang wat ons van hulle sê. Abraham sê, sy is my suster. Toe treat Abimelech was soos 'n suster. Pastoor, wat jy van jou vrou sê, dis hoe hulle gaan treat. Dankie, 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 dankie. Pas op, pastoor, wat jy van jou vrou sê, die gemeente gaan haar so treat. Volgende ding wat jy moet verstaan. Hy vat haar. Die ding was so heavy, Pastor Moira. Die Here kom af en sê vir Abimelech, jy's in die moeilikheid. Oor die man se vrou. Jy beter die man se vrou teruggee, dat die land kan gesond word. Ek voel die krag van die Here. Jy beter die man se vrou teruggee. Hier's 'n paar kerke waar die pastoor se vrou moet teruggee. Ek voel die krag van die Here. Gee terug die pastoor se vrou. Sy is nie die cleaner in die kerkie. Iemand sê, gee terug. By funksies, wie loop die laaste? Pastoor se vrou. Wie is eerste daar? Pastoor se vrou. Gee terug die man se vrou. Kom op in 'n plek, my susters. Sê, juffrou, moet u nie worry nie. Ons sal die goede uit. Moet u nie worry nie. Hy sê, gee terug. Gee terug. Appington, gee terug, julle pastoor se vrou. As sy vrou, sy is geroep vir hom. Hier kom die skot nou, vir julle wat die pastoor se vrou so minag. Nou raak het ongemaklik hier so. Ek hoor die se papa sê vir Jolien, jy nooi nie weer die man asseblief tog. Check die. Bybel sê, die Here sê vir hom, gee terug hy man se vrou, hy is 'n profeet. Dan gaan hy vir jou bid. Dan gaan hy ander woorde. Die krag van sy bediening lê in sy
As jy in hom nie, as jy vir haar restore, dan sal hy vir jou bid. Dan gaan jy gesond word. Jou deurbraak lê in jou respek vir jou pastoor se vrou. Jou oorwinning lê in jou respek vir jou pastoor se vrou. Praat ek die waarheid? Wat sê ek? Gee terug die man se vrou. Wat dan? Want hy is 'n profeet. Wat dan? Hy gaan vir jou bid. Wat dan? Jy gaan gesond word. Maar waar begin het? Gee terug. Dit kry ons baie kerkmense. Hulle is niks gehoor met die pastoor se vrou nie. Hulle is net die pastoor, maar hulle verstaan nie, daai is die kragdraad. Hulle verstaan nie, as die ding nie hier reg is nie, kan dit nie. Help ek iemand? Ek moet gaan. As daar mense is wat geminaag word in die kerk, as 'n pastoor is 'n vrou is. Die Here het my gestuur om my ding te kom regmaak. Pastor John se bediening kan nie kragtig is as Jolene nie herstel word in 'n regmatige posisie. Check die. Toe die vrou gerestore word. Kyk wat gebeur. Toe gee Abimelech vir die vrou die geld. Hy sê, hier is die geld, gaan terug. Hoor my vandag, my suster. Hey, hoor my suster. Daar's 'n krag op jou om die geld huis toe te bring. Toe Sarah gerestore word, toe gee die man die geld. Daar's 'n ding op 'n pastoor se vrou. Daar's 'n ding op jou se vrou. As jy in jou regmatige plek is, rywe, dan kom al die geld terug huis toe. Ek bid dat elke vrou vandag sal kom. Maar luister. En die hoofstuk sluit af. En die Here het hulle moederskote toegesluit terwille van Sarah. Sommige kan die deurbraak kry nie terwille van Sarah. Sommige kan die antwoorde kry nie terwille van Sarah. So die pastoor se vrou moet weer herstel word in 'n regmatige posisie. Maar kom ek los die, want ek het nou 'n paar geupset nou. Wil jy huis toe stuur saam met die? Iemand sê deurbraak. Wie glo soos Tamar gaan jy vandag deurbraak gee? Gaan jy geboorte gee aan Perez? Wat deurbraak beteken? Die wat het glo, kan ek vinnig jou beste amen kry. 1 minuut. Tamar gee geboorte aan Perez. Dis nie waar dit begin het nie. Jou deurbraak gaan nie maklik kom nie. Tamar trou saam met En die Bybel sê God het gesien hy is boos, toe maak God hom dood. Wie het hom doodgemaak? Wie het hom doodgemaak? Liewe vrou, op pad na jou deurbraak toe, gaan die Here 'n paar verhoudinge doodmaak in jou lewe. En moenie try om die verhoudinge lewendig te hou nie, want God het gesprekke gehoor wat jy nie gehoor het nie. Hulle maak of hulle glimlag, maar hulle is diep jaloers op jou. So die Here moet verhoudinge doodmaak. Sê Here, maak het dood. En die probleem is ek is klaar. En jy bly WhatsApp stuur. En hulle bly jou bloedtik. Maar hulle antwoord nie terug nie. Los hulle net so. God het die ding doodgemaak. Iemand vir God te prys in die plek. Die verhouding kom tot op 'n einde. Hier's 'n paar vroue. Die Here maak jou los van 'n paar verhoudinge. Iemand sê amen. Nommer 2. Toe straf sy weer by die ander seun, Onan. Hy is intiem met haar, gooi die saad op die grond. Julle is nie reg vir die nie. Hy is intiem, gooi die saad op die grond, God maak hom ook dood. Die moet ek stadig sê. Pas op vir mense wat net wil geniet.
wat jy vir hulle kan gee, maar hulle is nie committed tot jou nie. Besigheidsvroue, pas op vir die mense. Solank jy kan gee, is jy die beste, maar hulle is nie committed tot jou nie. Kom aan. Hulle is nie committed tot jou nie. Hulle wil net geniet wat jy bied. En die Here maak die verhoudinge ook. Dis 'n paar van julle, jy's moeg van jouself gee. En jy kan nie meer jouself gee nie. Jy's al moeg al. Hulle is nie committed tot jou nie. En die Here maak die verhoudinge ook dood. Ek gaan nou 'n klip in die hoenderhok gooi. My suster, jy kan nie vir jare saam met die man bly. Hy bly sê hy gaan jou trou. Hy kom nie so ver hê. Hy mors jou tyd. Hy wil net geniet wat jy kan bied. Sê vir hom vandag, Boeta, ek het 'n woord vandag gekry. Jy moet vandag vir my sê, gaan jy trou of gaan jy my hou? My sister, jy moet vandag jou mind opmaak. Ek gaan nie langer geabuse word in die huisie. Jy kan nie met my trou nie, maar jy wil die voorregte geniet. Dit stop van. Iemand gee my prys van die plek. Ek sê dit stop van dit. Jy trou my of laat my gaan. Iewers 'n regte man wat wag vir my. Jy hou my vas. Kan nie vir jare saam bly nie. Hy sê elke Kersfees volgende jaar op jou birthday gaan ek jou trou. Die birthdays kom en die birthdays gaan. Maar die laaste ene. Ek gaan jou trou op jou birthday. Birthdays kom en birthdays gaan. Hy kom net nie so ver. Hoor, wat sê Juda? Hy sê vir Tamar, ek weet nie, maar jy's 'n ander vrou. Al my kinders wat met jou trou gaan net dood. Hy sê ek het 'n babietjie. Wag tot hy opgroei. Dan kan jy hom vat. Kan ek die sê, vrou, daar's mense wat jou lewe op hold wil sit. Hulle maak beloftes wat hulle nie nakom nie. Hulle sit jou lewe op hold en hulle lewe gaan aan. Maar voor ek Kaap toe ry, ek is hier om 'n vrou los te maak. Geen duiwel gaan jou lewe mee op hold sit nie. Die duiwel is 'n leienaar. Na vandag is dit tyd om geboorte te gee aan jou Perese. Wie glo vandag is geboortetyd. Halleluja! Na die, toe gee sy geboorte aan Perez, wat beteken om deur te breek. Wie glo vandag is jou deurbraakdag. Ek is klaar gepreek. Die wat kan, spring op jou voete en gee hom 'n Perez pryse. Ek maak los 'n deurbraak. Bishop Prins kom bid vir ons. Ek maak los 'n deurbraak oor elke vrou. Wie vertrou die Here vir 'n deurbraak voor die jaar draai? Sê vir 2 vroue, dis op jou deurbraak. Halleluja! Lig op jou hande. Dit is jou Perez oomblik. Die Here is op hierdie plek. Dankie Here vir die woord. Dankie vir hierdie dag. Dankie vir 'n Kairos oomblik. Dankie dat U ons skuif in die rigting van God se oomblik. Dankie dat die vroue herstel in die krag van die Heilige Gees. Dankie dat vroue hier uitgaan, Here, vernuwe in hulle gedenke en in hulle harte. No more delays. Ek verklaar in die atmosfeer, jou uiteindelik het aangebreek. Ek verklaar in die atmosfeer,
God maak jou los van mense wat jou teruggehou het. Die Here dek vir jou 'n tafel in die teenwoordigheid van jou vyande. Ek sien hierdie vroue. Ek tel hulle op in die gees. Ek stoot hulle in die rigting van die Here. Hulle beresoomblik het aangebreek. En die vroue sê amen. En die vroue sê amen. Rababasandalabas. Rekalabasaya. Ek maak die dienaar van die Here toe. Die manskap besaam met hom. Maak sy voertuig toe. Maak sy lewe toe. Sy huwelik. Sy kinders. Sy bediening. Ek stoot hom in God se guns vanmiddag. U maak die pad vir hulle gou en vinnig. En u bring hulle veilig by hulle bestemming. Ons dank U daarvoor, Here. Let the church say amen. God has spoken this afternoon. Let the church say amen. Hallelujah. Ora basita la koshanda la basika tala boshe. Kora bobonda la basika tala basiti. Het is een keer moeilijk om naar zo'n krachtige weerbraak te praten. Ik voel het me nog aangaan. O sheta la koshanda la basika rianda la boshiki yanda. Rabaseta babanda rabosiki. Rihenda la bobosha tala kabaseti anda.